Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings waar ons kyk na hoe kan ek en jy 'n buitengewone lewe leef in 'n tyd soos hierdie. In 'n tyd soos hierdie waar ons bid vir ons verkiesing, ons land, ons omstandighede en waar die boek Rigters vir ons iets wys van God gebruik gewone mense om buitengewoon te leef. Ons is hier in Lukas besig om te kyk hoe die Here 'n gewone diensmeisie, Maria, gevat het en haar 'n lewe laat leef wat buitengewoon is en 'n verskil maak in duisende mense lewe. Maar kom ons gaan verder in die storie van die lewe van Maria. Lukas 1 vanaf vers 28 en 29. Gabriël het aan haar verskyn en gesê: "Ek groet jou, geseënde vrou, die Here is met jou." Verward en ontsteld het Maria gewonder wat die engel se begroeting kon beteken. Nou hierdie gedeelte, ons het daaroor gepraat Sondag ook en gister, iets van die raakpunte tussen Maria en Gideon, né? Hoe die Here Gideon groet as kragtige held en dat die Here met jou is en hier min of meer dieselfde woorde, maar net vir 'n vrou van begenadige, geseënde, God is met jou. En hierdie is ons groot, ek dink, uitdaging in die lewe, ons groot probleem in die lewe is die manier hoe ek my sien en die manier hoe God my sien en hoe ek nog nie sien wat God sien nie. Nou die moeite wat ek en jy moet doen word in hierdie versie beklemtoon. Die woorde verward, ontstel en gewonder. Wanneer jy hierna luister en jy hoor goed soos God sien jou anders, dit moet jou 'n bietjie verward laat. Baie keer moet dit jouself bietjie ontstel en sê, maar ek is al so oud en ek het nog my hele lewe gedink dis wie ek is en dis hoe ek leef en dis hoe die Here my sien. Wil jy vir my sê God sien my anders? Dit moet jou bietjie ontstel. En dan die laaste woordjie, nou moet jy begin wonder. Met ander woorde, ek en jy moet op 'n avontuur begin gaan en sê, Here, hoe sien U my? As ek so duidelik die stem kon hoor soos Gideon of Maria of as 'n engel aan my verskyn of wat ook al, watse woorde sal hy vir my sê? Kragtige held of begenadigde of geseënde of geliefde, of hy sal iets sê van dalk wat jou doel is, jou wese is, van wie en wat jy hier nou moet wees. So het jy al daaroor begin wonder, maar wie is ek? Wat is God se doel met my lewe? Hoe sien God my en hoe sien ek myself? En dis die eerste tree tot 'n buitengewone lewe. So wil jy nie vandag bietjie gaan sit en dink, wat verwar jou, wat ontstel jou en wat laat jou wonder oor hoe sien God my? En terwyl jy daaraan dink, iets bid vir Here, laat ek myself sien, laat ander mense hulle al hoe meer begin sien, soos U hulle sien in hulle lewens. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die stories van die Bybel. Die stories van tye plekke waar U of 'n engel by mense opdaag en net hulle groet. En Here, in hierdie groet soveel identiteit. En hoe kort ons dit, Here? Hoe het ons nodig om onsself te sien en te hoor soos U ons sien en soos wat U oor ons wil praat. Here, praat met ons, belê dit in ons hart en laat ons daaroor wonder. Laat dit ons wakker hou, laat ons soek. Wie is ons in U koninkryk? Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.